Goeienaand almal. Die Here kom op hierdie oomblik na elkeen van ons uitdagend, uitnodigend. Hy praat ernstig met ons as hy sê in Eksodus 23 vers 20. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Wat die Here vir jou gereed gemaak het. Nou kom ons kyk na hierdie een uitdagende, kragtige, emosionele, gebiedende woord. Kyk, sê die Here, wat eintlik is jy, ja, jy. Dit is hinei in Hebreëus wat in hierdie konteks dui op die Here wat sy vinger gebiedend na jou uitsteek om jou volle aandag te trek sodat jy kan hoor en verstaan wat hy nou vir jou gaan sê. En wat hy vir ons wil sê, hy wil vir ons riglyne gee wat hy die Here aan ons wil bekend maak. Hy sê jy, ja jy, ek wil met jou praat. Ek wil riglyne vir jou gee om suksesvol te wees. En dan gaan hy verder in Eksodus 23 vers 23, want my engel sal voor jou uitgaan en hy sal jou bring na die Amoriete en die Hetiete en die Feresiete en die Kanaaniete, die Jewiete en die Jebusiete en ek sal hulle vernietig. Nou hoekom gee die Here elkeen van hierdie volke, hierdie nasies wat hulle moet oorwin? Hy noem hulle by die naam. Jy weet, as ons kyk na die name van hierdie volke, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Kanaaniete, Jewiete en Jebusiete, dan praat die Here eintlik vandag met elkeen van ons in ons huidige omstandighede op pad na sukses, op pad na die doelwit, op pad na die plek waar hy wil hê ons moet wees, meer as oorwinnaars. Hy sê, ek bring jou na die Amoriete. Nou Hebreëus vir die woordjie Amoriete, hy's 'n uitdager, hy's 'n aanklaer, en ons weet dat elke aanval wat Satan teen jou loos, hy daag jou uit, hy kla jou aan oor al die foute van die verlede, hy kla jou aan oor al die mislukkings van die verlede, Amoriete, maar die Here kom en hy sê in 1 Petrus 5 vers 8 en 9, wees nugter en waaksaam, want jou teestander, hierdie Amoriete, hierdie uitdager, hierdie aanklaer, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Onthou, die Here vat ons op 'n pad van oorwinning. Hy gaan verder, en hy sê, ek bring jou na die Hetiete. Die woordjie beteken in Hebreëus, al die dinge wat jou laat skrik, wat jou bang maak, wat jou angsvallig maak. En dan kom die Here en hy sê, my kind, 2 Timoteus 1 vers 7, ek, die God, het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Moenie bang word vir wat die Satan teen jou bring nie. Moenie bang raak vir al die stories wat hy jou vertel nie. Moenie bang raak wanneer jy rondom jou kyk en sien wat alles om jou gebeur nie, want ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Op pad na oorwinning, sê die Here, bring ek jou na die Feresiete, wat in Hebreëus beteken onbewaak. Die Bybel praat baie van hierdie aspek, ons moet waak en bid. Ons moet in ons oppassings wees. Ons kan terug na daai teks wat hy sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En as jy onbewaak is, dan gaan hy jou vind, en hy gaan jou verslind. En om dit te weerstaan, kom die Here en hy sê vir Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Die Here sê, ek bring jou na die Kanaaniete. Kanaaniete is die woordjie wat beteken om jou te verneder. En ja, dit is waar. Satan laat dinge gebeur in jou lewe wat jou verneder, wat jou voor hom laat neerbuig. Ons lees dan 2 Kronieke 13 vers 18. En die kinders van Israel is in 'n tyd verneder, maar die kinders van Juda het sterk geword, omdat hulle op die Here, die God van hulle vaders gesteun het. Nou hierdie woordjie verneder in hierdie konteks, die kinders van Israel in hierdie tyd verneder, is die kragtige Hebreëse woord kana, wat dui op iemand wat oorwin is en moet neerbuig as 'n gevangene voor die persoon of iets wat hom oorwin het.
En dis wat Satan wil hê. Hy wil ons oorwin. Hy wil ons onder sy beheer plaas. Hy wil ons kananiet. Hy wil ons verneder. Kana, sê die woord van die Here. Hy wil hê ons moet neerbuig voor hom. Maar 1 Konings 21 vers 29 sê vir ons baie duidelik, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek die onheil in sy dae nie bring nie. Jy weet, daar is net een plek waar ons onsself moet verneder, en dit is voor die aangesig van die Here. Ons moet hom hoog stel in ons lewens. Ons moet hom die eerste plek in ons lewe gee. Ons moet onsself verneder en sê, Here, ek kan nie meer nie, ek kan nie alleen nie, ek het niks waarop ek kan staat maak behalwe U nie. En dus, vir die woordjie verneder in ons lewens moet beteken, hy sê, ek bring jou op die pad te oorwinning na die Jewiete, wat beteken om jou kaal te stroop. Ja, en dit is wat Satan wil doen. Hy wil jou kaal stroop, hy wil jou verneder, hy wil jou verwoes, hy wil alles met jou doen. Johannes 10 vers 10 sê dit vir ons, die dief kom net om te steel en te slag en om te verwoes. Maar hom moet julle teestaan, sê die woord vir ons, né? En dan sê die Here, ek bring julle na die Jebusiete, wat beteken om vertrap te word. Nou Satan wil ons vertrap. Ons het gesien in Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ons mag nie toelaat dat die Satan ons vertrap met omstandighede, met probleme, met aanslae en struikelblokke nie. In Romeine 16 vers 20 kom die Here en hy sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. En as jy Satan nie vertrap nie, dan gaan hy jou vertrap. Eksodus 23 vers 23. Want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amoriete en die Hetiete en die Feresiete en die Kanaaniete, Jewiete en die Jebusiete, en ek sal hulle vernietig, sê die Here. Nou hierdie uitdrukking, ek sal hulle vernietig, is die enkele kragtige Hebreëse woord kahaat, wat beteken ek sal hulle totaal en al verwoes. Is die Here nie goed nie? Hy het 'n plan met jou lewe. Hy kom vandag en hy sê, jy, ja jy, ek gaan voor jou uit. Jou oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Gryp dit vas hier in die begin van die week. Trek jouself nader aan die Here, wat hy sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Dankie Here, ons kan alleenlik staande bly, met U wapenrusting aan, en met U aan ons sy. Dankie Here, dat U sê vandag, ek gaan voor jou uit. Dankie daarvoor in Jesus naam, amen.